Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Etlike jare terug is ons in die Kruger Nasionale Park en terwyl ons daar is daar 'n trop olifante wat besig is om die pad te oorkruis. En aan die oorkant is daar 'n klomp karre aan die aankomende verkeer en aan ons kant is daar 'n voertuig, maar die ou sleep 'n karavaan en agter die karavaan is daar so 2-3 motors en dan is dit ons en agter ons is daar weer 'n klompie motors. En een vir een dan stap die olifante oor en dan is dit so dat daar klein olifantjies saam met hulle is. En die volgende is daar een groot olifantbil en hy wil sy eie pad loop en hy wil tussen die kar en die karavaan deurgaan. En dit gebeur so dat hy daai karavaan stoot en is net splinters wat spat. En soos wat hy dit doen, is daar nêrens vir hierdie ou plek om heen te gaan nie, want hy kan nie regtig vorentoe, daar's nog olifante in die pad. Agtertoe kan hy nie en die ouens agter hom is besig om weg te trek, maar die karavaan is verwoes. Die uiteinde is hy daai karavaan heeltemal verwoes en hy toe nou later het hy net geduldig het hy oorgestap. Ons het uiteraard almal teruggetrek en die skouspel aanskou. Maar daar kom 'n duidelike les by my op. Partykeer dan steek ons neus in by plekke waar ons dit nie moet insteek nie. Partykeer wil ons eie pad volg en dan is dit 'n groot fiasko. Ons moet partykeer net die Here vra om vir ons die pad aan te wys, dat ons die regte pad sal stap en ophou om ons eie beslissings te maak, besluit om ons eie pad te loop. Hou op daarmee. Gee vir die Here alles wat die roete bepaal. Laat hy die roete bepaal. Laat hy jou stuurman wees, dat hy jou op die regte roete vat. Herlewingsgroete.